Goeiedag en welkom by Radio Rugby se weeklikse rugby insetsel. Ek is Doek Skotse. Eerstens dankie aan ons borge Crisp Fiber en Kira Valleys. Stroom die bokke hierdie naweek blitsvinnig met Crisp Fiber en lyk goed en voel gemaklik langs die braaivleisvuur in jou Kira Valleys. 3 Suid-Afrikaanse spanne is tans in die top 8 van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskappe na 5 rondes van interessante kragmetings. Die DHL Stormers, Vodacom Bulls en Lions het almal in die top 8 geëindig, terwyl die Hollywoodbet Sharks uiteindelik al eerste oorwinning van die seisoen behaal het, net voor die pouse vir die November toetse. Die manne van die suide, die Stormers, is steeds bo aan die punteleer na 'n klipharde 31-16 oorwinning oor Benetton in Italië die afgelope Saterdag, met Yuri Matthee wat 21 punte vir die besoekende Suid-Afrikaners aangeteken het. Die KwaZulu-Natal gebonde Sharks het vroeër op dieselfde dag die Scarlets in Durban met 29-19 geklop. Alhoewel Sharks ondersteuners bly is met hul span se uiteindelike eerste oorwinning hierdie seisoen, sal daar min tot geen van hulle in hulle noppies wees met hulle span se algehele vertoning sover hierdie seisoen nie. Hulle swak vertoning het daartoe gelei dat daar reeds veranderinge aangekondig is die afgelope week met betrekking tot die spanbestuur wat sal posvat aan die einde van die huidige seisoen. Die grootste opslag is die feit dat John Plumtree, die hoofafrigter, sy pos sal verlaat. In Johannesburg was die Lions weer op dreef gewees Saterdag. Hulle het vir Ulster hul eerste nederlaag van die seisoen toegedien, met 7-3 by Ellis Park in 'n oortuigende 49-31 oorwinning, wat die Lions in die boonste helfte van die punteleer ingestoot het. Die manne van die Jacaranda stad, die Bulls, het egter kort gekom in 'n taai stryd teen Glasgow Warriors in Skotland verlede Vrydag, waar die gasheer met 21-12 gewen het. Die Stormers en Munster is die enigste onoorwonne spanne oor in die kompetisie en deel tans die topposisie met 23 punte elk. Die Stormers is wel eerste weens 'n beter punteverskil. Die Bulls lê 6de met 14 punte en die Lions 8ste met 11 punte, terwyl die Sharks 'n plek in die tabel opgeklim het na 13de posisie met 8 punte. Die volgende ronde van die Vodacom VRK vind plaas oor die laaste naweek van November. Dan speel die Bulls en Lions in Pretoria, die Stormers pak Munster oor see en die Sharks moet Ierland toe reis om Connacht te probeer klop. Nou ja, daar mag dalk geen VRK-wedstryde plaasvind tot en met dan nie, maar die bokke speel wel hierdie naweek. So oor na Simon vir meer oor die jaareindtoer. Dankie Toeks en dag sê luisteraars. Ja, Rassie hou by sy beproefde kern vir die openingswedstryd van die Novembertoer, want die Springbokke speel teen die Japaneese. Voormalige junior Springbok kaptein Zachary Porton sal Saterdag sy Springbok debuut maak teen Japan op die ikoniese Wembley Stadion in Londen. Erasmus het oorwegende ervare en gevestigde span vir die eerste toets van die toer aangekondig. Hy het 16 spelers ingesluit wat ook deel was van die span se Castle Lager Rugby Kampioenskap sege vroeër van dese maand, toe die Bokke met 29-27 teen Argentinië gewen het om die titel vir die tweede jaar agtereenvolgens in te palm. Porton, wat die jongste stud in die professionele era sal wees om sy toetsdebuut vir Suid-Afrika te maak, vorm deel van die kragtige voorhy saam met Oxenche en Malcolm Marx. Die ervare dode jager keer terug om saam met RG Snyman die slotpaar te vorm, terwyl kaptein Sia Kolisi, Franco Mostert en Jasper Wiese die los trio voltooi. Erasmus het gesê hy het reeds gewys dat hy kan doen by die junior bokke en die VRK. En ons glo dat hierdie die ideale wedstryd is om vir hom kans te gee om homself op toetsvlak te bewys. Kobus Reinagh en Sasha Feinberg en Ngomezulu neem die skakelposisies in met Kurtley Arendse en Ethan Hooker op die vleuels. 'n interessante skuif sal Cheslin Colby van vleuel na heel agter diens doen. Damien de Allende en Jesse Kriel, wat albei in Japan speel, vorm die middelveld duo wat Erasmus glo 'n taktiese voordeel bied teen 'n span wat hulle speelstyl goed ken. Erasmus sê dat 6 van ons spelers tans in Japan speel. Die ervaring daar gaan help
maar natuurlik gaan Japan daardie kennis ook teen ons gebruik. Die plaasvervangerbank sien vir Johan Grobbelaar, Gerard Steenekamp en Wilco Lou as vooruitdekking met Roan Nortje, André Esthuizen en Kwagga Smit wat die voorspelers afdeling aanvul. Grant Williams en Mani Libbok sorg vir gevaar en kreatiwiteit in die agterlyn. Erasmus het gewaarsku dat Japan beslis nie onderskat moet word nie. Weereens Erasmus. Hulle is 'n gehaltespan met 'n topafrigter in Eddie Jones. Hulle het ons in 2015 geklop en 2019 hulle het ons in die eerste helfte van die kwart eindstryd behoorlik laat les op sê. Hulle het ook verlede week met 4 punte teenoor Australië verloor en dit sê baie. Ons weet dit gaan 'n taai toets wees. In vandag se wêreldrugby is daar min verskil tussen die topspanne. As jy nie op jou beste op die dag is nie, kan enigiets gebeur. Hierdie wedstryd is belangrik om die toon vir die res van die toer te stel. Die beginspan is Colby, Hoeker, Arendse, Kriel, De Allende, Vanberg en Gomezulu, Reinach, Wiese, kolisiekaptein Mostert, De Jager, Snyman, Marks, Polton, Nche en die plaasvervangers Grobbelaar, Steenekamp, Lou, Nortje, Esthuizen, Smith, Williams en Libbok. Die toets is dan Saterdag 1 November. Die skeieregter is Ian Cross en hy word bygestaan deur Ben O'Keefe en Adam Leal. Die TV-skeieregter is Mike Adamson. Afskoptyd is 18:10 Suid-Afrikaanse tyd. My naam is Simon Rickert vir Radio Rugby. Ek groet jou tot 'n volgende keer.